So goeienaand aan almal, baie welkom. Ons is by die einde uiteindelik voor Kersfees. So ja, baie welkom. Is lekker dat almal hier is, al ons aanlyn mense en mense wat so saam met ons reis. Was regtig baie lekker geweest. Ons probeer altyd die sessies nie te lank hou nie, want 'n mens se kapasiteit raak minder. So ons probeer maar altyd so tussen 5 en 6 sessies doen. En kyk maar weer uit volgende jaar. Ons sal weer begin volgende jaar weer 'n lekker reeks hê van interessante goed. So julle kan daarna uitkyk en julle is ook welkom. As daar iets is wat julle dink ons moet doen, wat julle interesseer, kom sê vir my. As jy ook idees het van goede, kom sê en dit help ook altyd dat ons 'n bietjie saam dink oor goed. So vanaand is ons by sessie 5 en ons het so gehardloop van die 1ste eeu en ons gaan nou by die 3de en die 4de eeu kom. En weer eens, ek gaan vanaand 2 stukke uit die Bybel uitlees, maar ons is nou verby die Bybel. Jy kan nou nie meer in die Bybel oor hierdie stuk lees nie. Jy moet die kerkgeskiedenis gaan lees. En dit is waar baie van ons, wel ek ook self, jy verdwaal net, want dit is net soveel inligting en inligting. En weer eens, ek vermoed ek dink die meeste mense is nie blootgestel, kerkgangers is blootgestel, en wat nie 2de eeu gebeur nie, 3de eeu, ons weet so min of meer van die goede, maar ek probeer dit altyd so 'n bietjie logies doen, of 'n bietjie kronologies doen, dat 'n mens net so 'n aanvoeling het. En dit is eintlik baie maklik, die hele storie van die 1ste tot die 3de eeu. As jy nou daai geskiedenis vat, so dis nou 300-400 jaar, dis baie maklik, as jy wil weet, wat is die kerk se storie vandag, dan herhaal jy net daai storie. Want nou is nie 'n ander storie nie. Dis die kerk se storie. En ek hoop as julle vanaand ook weer by die gedeelte kom, dan sien julle, maar dit is weer ons storie. En Prediker was reg. Prediker was baie krities geweest. Hy het sy boek geskryf, omdat hy in opstand gekom het teen gelowige mense wat resepte vir die lewe het. En gesê, dis hoe dit werk. En toe skryf hy daai boek nou en hy praat oor tyd. En hy sê vir mense, maar wie jy goed herhaal. En ons probleem is dat ons nie uit tyd uit leer nie. En dis die lekker voorreg wat ons het, almal van ons kom op 'n manier met 'n lang tyd ook met die kerk, en ons leer uit goed. En dis die wonderlike ding dat ons daaruit verstaan en ons perspektiewe verander. So, ons gaan vanaand by die 3de en 4de eeu kom, wat weer eens totaal iets anders was as die 1ste en 2de eeu. Maar ek hoop dat julle, en ek gaan nou daarmee begin, dat mens net so 'n aanvoeling het van elke eeu. Dit gaan julle help, om net te kan sien hoe elke eeu verskil van mekaar. Ons het nou die gesprek gehad, hierso, toe sê ons, baie van julle is in 'n ander land gebore. Voor 1961. Toe was dit 'n ander land gewees. En net naas maak toe die opmerking sê, ja, maar hy's nou al, ek mag kies naas ek sê hy's 82, maar ek mag aan hom sê. Maar net om te kan sê, sjoe, mense het al 'n wêreld beleef wat so anders is. En ek dink die erg is om te kan sien hoe anders kan 'n wêreld wees. Totaal anders. En ek wonder hoe gaan ons wêreld oor 50 jaar lyk? Gaan dit weer totaal anders lyk? Maar hier's een mooi ding, is dat in daai 2000 jaar, julle gaan nou sien hoe basies het ons geloof gebly. Ons geloof se inhoud en hoe dit werk het baie dieselfde gebly. Dis die een ding wat survive het. Die ander goed het almal agteruit gegaan en is vervang met nuwe goed, behalwe dit. So, kom ons pak vanaand aan, maar voor ons dit doen, kom ons bid saam. Here, dankie vir die tyd van die jaar, van Advent wat ons in is. En alhoewel ons nog so ver van Kersfees af voel, dit ons in 'n besondere plek van die jaar bring om klaar te maak, om terug te kyk, om te dink, om te leer, om dankbaar te wees, om te rus, om te kan gee. Dankie Here weer eens vir ons deel wees van die kerk. Dat U op maniere ons paaie laat kruis het en skielik jare verbygaan.
En ons regtig dit diep ag, Here, dat U ons by mense en plekke en geleenthede uitgebring het. Dankie dat ons waarde vind, ons sin vind in ons persoonlike geloof, maar dat dit vir ons betekenis kry in ons gemeenskaplike kerk. Dankie, Here, dat ons nie vir onsself iets kan beteken nie, maar juis iets anders, iemand anders iets kan beteken, en dat daai betekenis aan ons eie lewens gee. Dankie dat U vir ons help om daaroor na te dink, om te leer en te groei, en Here, deur alles, dankie dat U genade het en geduld het om met ons hierdie pad te stap. Amen. Met die reformatie in 1517 het hulle tot hierdie insig gekom. Ons kom altyd tot insig in goeie, maar die reformatie was 'n groot insig. En dis nie 'n insig in iets niets nie. Dit was eintlik 'n insig in iets wat altyd daar was. Weer eens, Prediker sê niks is nuut onder die aarde nie. Dit was al daar, jy het dit nie raak gesien nie. Maar tydens die reformatie het die insig gekom van hierdie begrip van semper reformanda, wat beteken ons is voortdurend besig om te reformeer. Vir ons voel dit ons gaan agteruit, want ons reformatie gaan na minder krag toe, maar ons is gedurig besig, of die kerk, ons en die kerk is besig om te reformeer. Ons is gedurig besig om te verander. En ons is altyd in hierdie transisies. En ek dink die mooi ding wat die reformatie gebring het, as ek daaraan dink, hy het 'n transisie gebring van mense wat oor 'n manier oor die kerk gedink het. Voor die reformatie, wel is nou gewaagde ding wat ek sê, maar het voel vir my so, was die doel van geloof die kerk gewees. En die kerk het haarself ook so voorgestel is, die doel is die kerk. En al die goed rondom die kerk was gewees om rondom die kerk, as instituut, dit was die ding. En ek dink wat die reformatie gebring het, is om ons te help ontdek, die storie van die kerk is, en ek het dit al gesê, die kerk is nie die doel nie. Die kerk is 'n middel tot 'n doel. Maar as die kerk jou doel raak, dan kan jy verstaan wat 'n moeilikheid jy in begin vasval. Want die kerk is verskriklik klein. En God is nie net in die kerk nie. Verreg deur die Bybel leer jy, God is oral. Maar hy gebruik Israel en die kerk. So Israel en die kerk kan ons baie dieselfde sê, dis God se volk, God se mense. So ons kan sê, Israel is God se kinders, maar ons kan sê, die Christene is ook sy kinders. Nou maar wat van die ander? Nee? En dan sê ons is daar vir iets. Ons is nie die iets nie. En dis 'n groot verskil. Ek dink vandag by mense, dat tog vandag mense dink die kerk is die doel. En daarom beklei hulle hand en tand vir die kerk. Hulle sal enigiets net vir daai kerkie. En dan gee nie om wat die ander ons beklei vir dit wat reg is. So, dis die eerste ding wat die reformatie ons geleer het. Nou wil ek by julle vra, nou wat sou die kerk se doel wees? Dit sal nou interessant wees. Is dit so maklik? Onthou julle, ons het in die heel eerste sessie begin deur te sê, wat is die wese van die kerk? So ek vra dit nou waar ek al jare, ek is amper nog nie by aftrede nie, maar naby aftrede. Maar ek begin myself nou vra, wat het ek vir die afgelope 30 jaar gedoen? Voel dit vir my, het ek die doel gemis? So wat is die doel? Kan julle onthou toe ons in die begin gekom het gesê, toe die Heilige Gees uitgestort is, het dit onmiddellik gegaan, die doel was nooit die kerkie, die doel was, die kerk is God se Gees, wat oor eeue heen, hoor nie, en ons gaan vanaand daarby kom, hierdie is 'n mooi storie, in die mees onverwagte tye en omstandighede, wat ons nie voor gekies het nie, ons by plekke uitbring, wat ons verander. En ons ontdek daai verandering nie op ons eie nie, ons ontdek dit saam met mekaar. So Paulus het tot bekering gekom, en Petrus het tot bekering gekom in 'n moment, maar die betekenis van daardie bekering, kon hulle nie kry deur te wag vir nog 'n openbaring nie. Hulle moes op reis gaan en hulle moes tussen mense kom. En so het Paulus hy begin leer en goed begin leer. En dis dieselfde met ons. En toe het ek gedink, ek wil tog net vir julle, kom ons lees net 2 gedeeltes uit Matteus. En nou wil ek dit baie eenvoudig terugvat. Jesus het niks oor die kerk gesê nie. Hy het nie
vir mense gesê, gaan kerk toe, of maak 'n kerk, of stig 'n kerk nie. Hy het wel vir Petrus gesê, op jou bou ons die rots, op jou, jy sal die rots wees vir die kerk, maar as ek dit vir my eenvoudig wil maak, dan dink ek aan, wat leer Jesus se gesindheid ons, oor wat die wese van kerk is. En dan, kom ons blaai na Matteus 9 vers 35. Matteus 9 vers 35. So ek dink altyd, as die kerk so iets kan wees, dan is dit ons nou eenvoudig, dis nie moeilik nie. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soorte siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte mense sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. En hy sê toe vir sy disippels, hy sê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. So dink gou weer, vir baie lank gaan die kerk oor my verhouding met God en my vrou, ons is by mekaar. En dis 'n belangrike deel van die kerk. Maar daar's 'n ander stuk van die kerk ook. Is daai groei, moet jy kan omsit in iets anders. En dis presies iets wat hier ook gebeur. Hy sê, hy kry die mense jammer, hy sê, joh, waar is die spontaniteit om te gaan help? Daar's 'n spontaniteit. So hierdie ding sê vir my eerstens iets baie wesenlik van, wat lê agter die wese van die kerk? Dis God wat aarde toe gekom het, om mens te kan wees, om te kom sorg, om te kom red, om te kan roep, om te kan stuur. So onthou julle, ons het gesê, Ekklesia beteken mense wat iewers geroep word. En ek weet, julle gaan nou sê, maar julle het nie 'n roeping nie, maar julle het 'n roeping. Elkeen van julle het 'n roeping. Ons het nou net te veel in roeping in die kerk gedink, en dis ons probleem. Dis waar die kerk 'n probleem raak, want jy definieer jou roeping net in terme van die kerk, en dan verstaan jy nie, jy het 'n roeping wat jou menswees betref in jou werk, jy sit met unieke gawes, en dan voel jy so half, maar ek leef dit nou nie in die kerk nie, maar julle verstaan dit. Kom ons gaan na die tweede teks toe, Matteus 11 vers 28. Eintlik vers 25, en daardie tyd het Jesus gesê, en nou is ek by die goed om te sê, dis ingewikkeld, want dit is nie ingewikkeld nie. Hierdie behoort nie ingewikkeld te wees nie. Hy het gesê, en daardie tyd het Jesus gesê, ek prys die Vader, die Here van die hemel en aarde. Dis eintlik mooi om te sê. Ek prys die Vader, hy is die Here van nie van die kerk nie net, hy is die Here van die hemel en aarde, van alles. Dat hy hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. En dan vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en ek is nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Wat vir my dit net so eenvoudig sê, so is dit op 'n eenvoudige manier wat ons is as kerk. Ons doen iets, ons emuleer vir Christus. So dit bring ons by, so wat sou die doel van ons kerk wees as ons dit definieer? So dink maar 'n bietjie daaroor. Is dit nie dit wat ons primêr moet wees nie? En dit gebeur oor 'n leeftyd. Want hy het gesê niks verander vinnig nie. Dit vat jou oor 'n lang tyd. 'n Lang tyd van verhoudings en mense en groei. So twee goede gebeur. Die eerste ene is dat die kerk 'n plek is waar ons kan groei, kan leer, kan gevorm word, verander kan word. So daar's 'n persoonlike kant daar. Maar daar's 'n tweede kant. En as jy nie dit bybring nie, dan beteken die eerste een ook niks nie. En as jy die tweede een het en jy die eerste een, dan werk dit ook nie. En die tweede ene is, dit maak van jou sout vir die aarde en lig vir die wêreld. So ons vind ons betekenis iewers tussen die balans van hierdie twee. Dit voel vir my partykeer, ons balans is vir jare baie sterk.
dat ons 'n leeftyd vir God in die kerk soek. Nee, ons is Bybelstudies, ons is heeltyd besig. Maar daar's 'n tweede gedeelte en kom ons agter my klomp goed het eintlik al lankal gerealiseer. So hoe dit in die verlede gebeur. Gelowiges moes in die lig van hoe die Heilige Gees hulle persoonlik verander het en in die lig van wat om hulle gebeur het, moes hulle dit onderskei. En weer eens julle, die Bybel het nie 'n resep daarvoor nie. Net sodra jy nou 'n resep kry en jy sê, dit sê die Bybel, dan kom jy agter, 100 jaar later was daar 'n ander resep. En nou kom jy met twee kerke en hulle twee resepte, maar hulle is in twee verskillende eeue. En hulle verstaan nie, dat die Bybel vir hulle sê, julle moenie die resep gaan toepas nie, julle moet in julle eie tyd, hierdie verhaal moet in julle eie tyd afspeel. So ek dink ons sukkel met daai. Ons sukkel wanneer ons met die Bybel werk om te kan verstaan dat wat hier staan, ons wil vat na ons Here toe. So dit vat ons te veel na ons verlede toe. En dan sukkel ons om by plekke te kan kom om te kan sien wat moet nou verder gebeur. So ons gaan weer hierdie storie vanaand kyk in die lig van die 3de en die 4de eeu. En jy mag dalk 'n paar interessante goed vir julle uitkom. Wie van julle hou van die Romeinse ryk en die geskiedenis daarvan? So ons gaan vanaand 'n bietjie iets oor die Romeinse ryk doen. Miskien gaan jy baie geïnteresseerd wees en ek gaan nou hierdie hoek inslaan. Ek kan nie dink dat ek ooit die hoek ingeslaan het nie. Ek gaan nie met julle praat oor die kerk vanuit die standpunt van die kerk nie. Ek gaan oor iets groter praat. Ek gaan praat vanuit die Romeinse ryk, want ek oordeel die storie van die kerk gaan oor God wat op 'n groter plek aan die werk is. En ek wil vir julle uitdaag en vra, hoe praat hierdie perspektief met julle vandag waar ons uit dieselfde omstandighede, selfde politieke omstandighede, na ons kerk kyk? Hoe verander dit jou perspektief as jy hierdie storie hoor en sê, my liewe land, ek sien dit hier. As die vraag is, kan ons dit ook in ons eie tyd sien, met politieke, ekonomiese, ekologiese en 'n klomp ander uitdagings. So dit gaan vanaand die vraag vra. So weer eens, die perspektief wat ek wil maak is, die storie van die kerk het nooit losgestaan van wat in die groter wêreld gebeur nie. Inteendeel, daar het meer in die groter wêreld gebeur as net binne die stukkie wat ons leer. Ongelukkig dink ons dis al wat gebeur het. So as jy dit uit daai standpunt gaan lees, dan kom jy agter, maar God is in die politiek en God is op 'n manier besig om deur die ekologie en die ekonomie en klomp goed en hy doen die mees onverwagte goed wat ons nie gedink het kan ooit gebeur nie, gebeur. Maar daarvoor moet jy nou net 'n bietjie langer leef. Jy moet nou ongelukkig, né, so 'n bietjie langer kan leef om daai perspektiewe te kan sien. So ek wil vanaand vir julle vra, wat is julle indrukke daarvan? So ons begin vanaand met die Romeinse ryk. Daar, ons is op bladsy 35. Ja, so, dink weer oor daai vraag. Wat is die doel van die kerk? Want ek het nou in die vorige, ek het die skyfie nie gewys nie. So reg van die begin, het die Romeinse ryk 'n verskriklike groot invloed op die kerk se storie gehad. Maar ons lees die kerk se storie nie daar uit nie. Want onthou nou gou-gou daar was 'n tyd toe die Romeinse Republiek ontstaan het. En dit was eintlik voor Christus, maar hier met keiser Augustus. Tot by keiser Augustus, wat die tyd geregeer het toe Jesus gebore is, tot keiser Konstantin, wat Christendom die staatsgodsdienst geword het, né? So ons is nou met 350 jaar. In daai tyd geweldige klomp goed gebeur. In daai tyd het die Romeinse ryk 'n geweldige groot invloed gehad en daar was twee periodes. Daar was die goue periode, die Pax Romana en 'n donker tydperk. En Christendom is actually deur al hierdie gebeure baie beïnvloed. So kan julle onthou toe ons gesê die eerste eeu, hoe die eerste eeu nou weer gevoel? Dink gou in die eerste eeu, net tussen 30 en 70. So ons het die Romeinse ryk is in beheer en hulle het vir koning Herodes gesê, man, jy het die franchise gekoop van die Romeinse ryk, jy moet hom bestuur daar
En wat is die kwessie? Die kwessie van die Romeinse Ryk is hierdie klomp Jode wat aan mekaar opstande maak. So onthou julle ons eerste deel het gegaan, Christene het hulle nie oor ge-worry nie. Ek sê hulle is van geen daar's nie 'n kwessie rondom hulle nie. Maar so dit was die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte het begin toe die Christendom begin groei het. En toe daar 'n transisie gekom. En die transisie is van die Jode na die Christene toe en toe het 'n paar interessante goed begin gebeur. Maar die Romeinse Ryk was vir baie lank het mense daaroor gedink, baie negatief beoordeel, gedink, hoorie, dit is nie vir ons goed nie, dit is 'n slegte, wel die Christene sou nie daaroor ineengestem het nie, dit was eintlik 'n totale ander regering as wat hulle aangewoond was, maar dit was danksy die Romeinse Ryk dat die kerk van die 3de en die 4de eeu na plekke toe gevorm is. So, onthou julle die eerste eeu, wat sou gebeur het, daar was 'n krisis gewees in die eerste eeu, wat gemaak het dat, 'n onverwagse krisis, wat gemaak het dat Christendom versprei het. Kan julle onthou wat was dit? Stefanus se steniging. Alles was hanky-dory. Dit was amper soos, as Lord of the Rings begin, nee, dan's alles so stil en rustig en die voeltjies sing en jy weet net, hier kom nou groot goede. En dit het presies gebeur. Toe Stefanus gestenig is, het dit 'n krisis gebring. En in paniek het mense gevlug. As nie vir dit was nie, dis waar die Christendom ontstaan het. En presies dieselfde het weer hier gebeur. En ek wonder in ons eie tyd of presies dieselfde nie ook gebeur nie. So wat gebeur het is, onthou julle ek het julle hierdie kaart gewys. En as jy mooi na die kaart kyk, dan sal jy sien die Christendom het uitgebrei waar wat is? Waar die Romeinse Ryk is. Hoekom het hy dan aan die ander kant toe uitgebrei nie? Want as jy kyk waar Jerusalem is, dis die weste. Hoekom het hy nie na die ooste toe gegaan nie? Want dis die Partiese Ryk gewees, van Persië. En die rede is, die Romeinse Ryk was in beheer van daai area. En nie in beheer van die gebied oos van die Jordaan nie, wat meer na die ooste toe is nie. So toe Christendom uitgebrei het, was die voertuig wat dit laat uitbrei, die Romeinse Ryk. En hoekom sê ons so? Weet julle wat daai? So daar's mos nou die ene wat jy die Caminos kan stap, en dan stap jy op die voetspore van die geestelikes. Maar daar's 'n ander roete wat jy ook kan stap, en is die Vias. Dis die ou Romeinse roetes. Want reg deur die Romeinse Ryk kry jy die ou Romeinse paaie. En die ou Romeinse paaie het dit verskriklik maklik gemaak. Dis waar die sukses van die Romeinse Ryk gelê het. So onthou waar lê die sukses van die Romeinse Ryk? Die Pax Romana. Dit is die goue 200 jaar van die Romeinse Ryk. Lê in die tyd net toe Jesus gebore is, in daai 100 jaar, toe die Christendom begin het. En toe eindig dit op 'n bepaalde tyd. Maar in daai 200 jaar is dit gebou. Paaie. Die weermag, dis die lekker ding van dis die ongelooflike ding van hierdie mag. Die keiser kon enige tyd 'n weermag stuur, omdat daar paaie gebou was. Hy kon 'n weermag mobiliseer. Omdat daar paaie was, kon hulle handel dryf, kon hulle kos vervoer. So dit was nie daar voor dit nie. Hulle het hierdie paaie gebou. Daar's die paaie. Maar ek dink, hoe het hulle klippe gepak en met dreineringsstelsels en 'n klomp goed. En hulle die paaie gebou en hulle toegang daartoe gehad. En dis op hierdie paaie wat die Christendom versprei het. Dis hoekom die Christendom versprei. Die Christendom het versprei as gevolg van die Romeinse Ryk. Nou is interessant, as jy daai tyd vir mense dit sou sê, sou hulle sê, nee, hierdie mense wat die afgode aanbid, is onmoontlik. So, julle hoor wat ek sê, God is in die storie van die kerk, maar God is in hierdie groter storie. Hier's 'n ander storie wat gebeur, en gelowiges in staat stel. En weer eens, ons sit in dieselfde situasie, maar ons kan dit nie sien nie. Al wat ons net sien, is net sê, kyk net al die slegte goed wat gebeur. Maar ons sien nie die goeie goed nie. En ons is in 'n nuwe era, ons is in 'n nuwe era van
kunsmatige intelligensie. Wat ons dit ook nie verstaan nie. Wat die impak daarvan is nie. Maar hier is die ding, jy kan nie God se gees gaan uithaal en hom net in 'n vierkantjie sit nie. Dis die fantastiese ding. Ons bely dit, waar jy gaan, daar is God, op berge en in dale. En ek dink dis die uitdaging, wanneer ons in 'n wêreld stap, moet ons nie kyk na hierdie pad en sê, jy kyk hierdie pad, dis nou alweer 'n nuwigheid nie, dis 'n geleentheid. Semper reformanda. Die kerk is altyd besig om radikaal te kan verander. Nie om gelykvormig in 'n wêreld te word nie, maar om betekenis vir 'n wêreld te kan hê. So, dit was die eerste ding. Die tweede ding was die Romeinse godsdiens. Hierdie is 'n belangrike een en ons praat dikwels nie met mekaar daaroor nie. So die Romeinse ryk, terwyl die Christendom aan die gang is en versprei, is daar ook 'n Romeinse godsdiens. En wat is daai godsdiens? Weet julle wat dit is? Dit is ons noem dit paganisme. So paganisme is, ek gaan nou die konsep sê, wat was die doel van paganisme? So, wat het hulle aanbid? Hulle het gode aanbid. En die gode was Mars en Venus en wat aanbid hulle? Sterre. Okay? En hulle hak ook sommer die Griekse gode ook by. Zeus is ook by en al daai klomp. En dit was vir die Romeinse ryk verskriklik belangrik. En dis nou waar die clue lê wat ons nie verstaan nie. Dit was vir hulle verskriklik belangrik dat almal in hulle koninkryk hierdie godsdiens onderhou. Ek gaan nou vir julle sê wat is die rede daaroor. So as julle herken die gebou hier agter, die Parthenon in Rome, en hy is 1900 jaar oud. Né? Is gebou vir 'n Romeinse godsdiens van daardie tyd. Jy kry hierdie tempels. So hulle het gehad, hulle die godsdiens het hulle genoem die Pax Diorum. En die Pax Diorum is hoe dit werk. En dit werk op 'n eenvoudige manier. Ek vermoed, daar's baie van ons Christene wat nog so dink oor Christendom. Daar is magte bo ons beheer, wat ons nie oor beheer het nie. Ons kan hulle nie verander nie, maar wat ons kan doen, ons kan hulle tevrede hou. So wat jy doen is, jy bring gereeld jou offer, jy hou by die feeste, jy hou hulle gelukkig. As hulle gelukkig is, dan is daar vrede. En as daar vrede is, gaan die Romeinse ryk werk. So, hulle hele godsdiens was gebaseer, moenie kom en uitwyk van hierdie patroon nie, want dan gaan julle die gode ontstel, en die gode gaan ons oeste beïnvloed, en dan is daar nie vrede in die Romeinse ryk nie. So, klink dit vir julle bekend? Ek dink nog baie keer dink ons so in ons eie godsdiens. En ons hou God gelukkig dat hy net ons nou nie te nakom nie, dat ons hom net gelukkig kan hou. So die Christen, onthou nou, in hierdie godsdiens is die Christelike geloof besig om te groei. En kan julle onthou, wat het ons gesê, wat dink julle het gemaak dat die godsdiens, dat dit so versprei het? Help my nou gou weer. Hoe gebeur dit, dat dit in sulke moeilike omstandighede versprei? Wat was aantreklik geweest daarvan? Ja, maar wat was aantreklik van wat het Jesus anders gemaak as die Pax Diorum? Wat dink julle het as Paulus kom en hy vertel die storie, hoekom sal mense aan hom glo? Hoekom glo hulle? Weer die verhaal wat ons in die begin gelees het. 'n God wat omgee, 'n God wat sorg, 'n God wat vorm, wat totaal anders is as die godsdiens van die tyd. So kan jy net sien is chalk and cheese tussen die Pax Diorum en Christendom. Christendom sê, ons word geïnspireer deur 'n genadige God, wat ons gesterf het vir ons sondes, en 'n dankbaarheid in ons verwek, wat 'n wêreldse verskil maak. Dis 'n totaal ander ene, as om offers te bring, om 'n God gelukkig te hou, om vir ons goed te wees. Kan jy net verstaan, is twee verskillende konsepte. En watter ene sal jy vat? Natuurlik, die Christendom is net
dit maak net soveel sin, want mense het daai omgee van God, dat almal wat moeg is, kom, vergifnis, herstel, dit was net, dit het aan mense se lewens sin en betekenis gegee soos min dinge. Maar goed, so dink gou, hoe reageer Christene in hierdie konteks? Dink gou daaroor. So is nou, die Christendom het versprei, maar hulle leef in 'n staatsbestel wat van hulle verplig om sekere goed te kan hou. En die keiser het hulle die Pontifex Maximus genoem. Pontifex Maximus beteken, hy was in beheer van die politiek, maar hy was ook die hoogste godsdienstige gesag. Amper soos die paus. Nee, amper soos dit. So die keiser het die keiser het 'n groot hand gehad in eintlik hierdie hele godsdienstige begrip. OK, nou wil ek dit goed bymekaar bring. In die 2de eeu, so in die 1ste eeu julle was dit nie 'n probleem nie. In die 1ste eeu het ons die Jode. So dink gou aan die keiser se grootste probleem is die Jode, nie die Christene nie. En dan skielik hier in die jaar 112 kom 'n man met die naam van Plinius en hy skryf 'n brief. Hy sê, onthou julle ons was laasweek daarby, gaan lees weer Plinius se brief. Hy sê, hoorie, ek weet nie lekker om hierdie mense te maak nie. Ek is bekommerd hulle raak meer. Onthou julle ons het dit gelees. Hulle raak meer. Hulle is nou in die dorpe, hulle is nou in die stede, maar ek kan nie agterkom wat hulle verkeerd doen nie. Maar wat hulle nie doen nie, is hulle offer nie aan die gode nie. Dis moeilikheid. Gaan die gode ontstel. En as die gode ontstel is, dan gaan die Romeinse ryk daaronder lê. Ons moet in alle koste die gode gelukkig hou want dis 'n goue era. Iets werk van hierdie resep, want Rome floreer in daai tyd. Nou wil ek net vra, waar is die Here in hierdie hoekom gebeur dit? En as jy in die Ou Testament gaan kyk, gebeur dieselfde. Die volk gaan agteruit en Babylonië floreer. En dis die vreemde ding hoe God werk. Hy werk nie net daar nie, hy werk daar. Okay, so ons verstaan dit nie, maar goed. Hulle skielik raak die Christene meer en meer. En hy sê, onthou julle in daai brief, hy sê daar's nie vervolging nie, maar hy sê wat ek gedoen het is, ek het die wat geweier het om te offer, het ek tereggestel. So nou begin dit. Hier begin sulke teregstellings, hier en daar, maar in die 1ste eeu is dit nie so baie nie. Maar toe kom 'n ding. Die 2de eeu raak dit net meer en meer en meer. En in die 3de eeu bereik dit 'n hoogtepunt. So, ek net gou kyk wat so die groot oorgang het in die 3de eeu gebeur. In die 3de eeu loop tussen 200 en 300. Tussen 200 en 300 eindig die Pax Romana. Die goue era eindig. En die Romeinse ryk is in die krisis, en hulle praat van daai krisis as the Roman Empire, the crisis of the 3rd century. Jy kan daaroor gaan lees. Dit was 'n geweldige groot krisis, wat skielik gevolg het na 200 jaar. Wat vir my mos nou altyd mooi die storie leer. Hoe lank hou 'n koninkryk? Hoe lank hou 'n koning? En die antwoord is nie lank nie. Ons weet dit. Hoekom dink ons dit gaan net aanhou en aan? Dit hou nie. Die grootste koninkryke het nog nooit gehou nie. En dit gaan ook nie vandag hou nie. So, maar wat hou is die Christelike geloof het gehou. Julle gaan nou sien, ons gaan eindig met 'n belydenis wat ons vandag nog in die kerk sê, wat uit hierdie tyd uitkom. Daai belydenis is nog dieselfde. Maar intussen tyd is ons nie deur 53 keisers nie, ons is deur duisende keisers wat koninkryke gebring het en koninkryke gegaan het. So dink net, dink gou 'n bietjie daaraan. So hier's 'n probleem, daar's 'n krisis. So wat was die krisis geweest? Ek het 'n bietjie daar vir julle geskryf, bladsy 35. Daar was 'n politieke krisis. In 26 keisers het in 50 jaar, was daar 26 verskillende keisers geweest. Hoekom? Want as jy mag het, dan wil iemand anders dit die mag hê. So mense daar was staatsgrepe geweest.
Ons praat nou van die Romeinse ryk waar alles so mooi is en alles so goed is en die paaie, julle het nie slaggate in nie. Pragtige paaie, alles is mooi, alles werk en skielik stort alles in duie. Plaaslike generaals het as die keiser verklaar. Die staat het sy sentrale beheer verloor. Dis politiek, militêr, daar's burgeroorloë skielik in die koninkryk. Hy het te groot geraak. Grensbedreigings, hoe is 'n ander ding? Die immigrante. Hulle is die moeilikheid weer. Hulle het daai tyd die moeilikheid gehad. En dit was die Franke gewees en die Gote gewees. Van die Gote het van die Baltiese area gekom en die Franke het van Duitsland af gekom. So daar's altyd ouens van buite wat kom wat begin moeilikheid maak. So julle sal nou sien hierdie storie herhaal. Militêre krisis, hulle moet hulle koninkryk verdedig, ekonomiese krisis. Kyk gou of hierdie nie vir jou bekend klink nie. Die koste van oorlog en politieke chaos het die ekonomie vernietig. Ernstige inflasie deur vervalste munt. Handelsstremminge. Hoë belasting. Landbou in sommige gebiede het agteruit gegaan. En dan is daar ook maatskaplike krisisse. So wat het hierdie magtige Romeinse ryk word getackle deur politieke, militêre, ekonomiese en maatskaplike krisisse. Die pes. Dit was die antieke weergawe van COVID. Die pes. Dat 'n pes kan kom, 'n chaos kan saai. Daar was 'n pes. Miljoene mense is gedood. Bevolkingsafname. Dorpe het ontvolk. Dink gou daaraan. Mense het uit die dorpe uitgetrek, weggevlug van die dorpe af. Daar was groot gaping tussen arm en ryk, chaos gewees. Mense het na die platteland gevlug vir veiligheid. Nou vlug mense uit die platteland uit. Maar julle kry dit hier. En hierdie is in die 3de eeu, dis wanneer Christendom op sy eintlik ongelooflikste tyd is. Dis nie deel van die staatsgodsdienst nie. Dit groei soos 'n veldbrand. Hoekom? Hierdie omstandighede. Want mense het deur hierdie goed hulle sin gekry. So wat toe gebeur het is, die Romeinse ryk oordeel toe die volgende. Hulle sê, goed, alles val uit mekaar uit. Al hoe ons die samelewing, die Romeinse ryk gaan by mekaar hou, is deur wat? Wat dink julle? Ek het een nie genoem nie. Hoe gaan ons die Romeinse ryk by mekaar hou, as ons dit nie polities kan hou nie, militêr kan hou nie, ekonomies of maatskaplik kan hou nie? Daar bly een goeie opsie oor. Godsdienst. Right. Toe is hulle plan die volgende. Weereens, iemand het die gode ontstel, en die gode is kwaad, en hierdie goed gebeur. So wat ons strategie is nou, is om nou die lyn duidelik te trek. Enige iemand wat nou nie aan die gode offer nie, is daar zero tolerance. En die eeu begin, waar die grootste vervolging van Christene volg. So as jy wil weet, hoekom is Christene begin vervolg? En is die rede, omdat die Romeinse ryk deur hulle godsdienst probeer het om nog 'n stukkie eenheid in hulle koninkryk te kan hou en te gaan kyk of daar nie 'n verandering kan kom nie. En dan kan julle lees van die kerkvaders, hier van die 1ste eeu, die 2de en die 3de eeu. Ag, en daar's baie julle, en ek het vir julle net so 'n paar name gegee van mense wat gemartel is. So toe kom ons by die jaar 270. En toe het 'n interessante ding gebeur. In die jaar 270, so onthou nou, ons praat nou hier van 200, begin dit net die 3de eeu. Die 3de eeu is van 200 tot 300. So die krisis het gekom, die Pax Romana is verby, en hier in die 270 gebeur iets dat 'n keiser met die idee kom van godsdienstvryheid. So vir 40 jaar. En vir 40 jaar van vervolging af beleef die kerk hierdie ongelooflike vryheid. Wat natuurlik die Christendom laat groei. Hulle noem dit tot vandag toe the little piece of the church. Maar het net vir 40 jaar geduur. En toe na daai 40 jaar van 303 tot 311 kom daar
'n keiser met die naam Dio ietsie, dit is 'n moeilike naam uit te spreek. Ek weet wat nie Engels is, maar ek weet nie Afrikaans nie, maar daar kom 'n keiser en hy kom met die idee en sê, okay, hierdie werk nie. Kom ons probeer nou. So toe kom die ergste 10 jaar van vervolging daai tyd. En wat hy toe reg kry, hy kry dit amper reg om die Romeinse ryk weer reg te ruk deur hierdie 10 jaar van 'n letterlike bewind wat hy net beheer neem en almal doodmaak en dis 'n verskriklike tyd. En in die einde van daai 10 jaar dekade kom hulle agter, o gats. Hulle is eintlik besig om die ryk af te breek. Weet jy, al hierdie goed klink vir ons bekend want dis hoe goed in politiek gebeur. Hulle kom agter, nee, Jesus, hoor hierdie goed was nie goed gewees nie. Ons is besig om die ryk totaal af te breek. En daar kom in 311 kom daar Galerius se edik van godsdienstvryheid. En die Romeinse ryk verander sy perspektief. En hulle sê, kom ons probeer 'n ander strategie. Ons vervolg nie meer godsdienste nie. Kom ons maak dit oop en kyk wat gebeur. Kyk of ons nie ons koninkryk kan red deur godsdienstvryheid te kan bring nie. En so 311 gebeur dit. En 'n jaar daarna gebeur toe nou die gebeurtenis wat eintlik 'n groot impak op Christendom het. In die jaar 312 kom Constantynus aan bewind en hy is in 'n stryd, interne stryd met Maxentius. En hy gaan, daar's 'n oorlog wat hulle voer in 312 by Milviese brug. En tydens die slag sien hy die prentjie agter. Hy sê, so Constantyn het baie soos die Engels sê tolerant groot geword. Hy het in 'n huis groot geword wat eintlik baie meer tolerant, verdraagsaam was. So dis waar en hy sê hy sien 'n kruis. Hy sien toe 'n teken, die Christen is 'n teken. En hy glo dat die Christense God aan hom die oorwinning gee van die veldslag. En daar verander geskiedenis. Voor dit sien jy nie kruise nie. Daar's nie kruise nie. Voor 312 daar is nie kruise in kerke nie. Christene het nie met kruise rondgeloop en gesê Jesus is gekruisig nie. Hulle het 'n vis gehad. Die Ichthus. So skielik vir die eerste keer kom die simbool van 'n kruis. Jesus is op 'n kruis, maar dit kan julle verstaan, dit was nie daar nie. En daai simboliek saam met die kruis maar daar's nog nie dis nog nie dat Christene beheer het nie. Na dit kom daar toe 330 die edik van Milaan. En die edik van Milaan, so 311, 312, 313. Die edik van Milaan sê, wel, ons het nou godsdienstvryheid. Kom ons het nou 'n amptelike tyd waar ons gaan niemand meer vervolg nie en almal het reg om hulle eie geloof uit te kan leef. Maar teen daai tyd watter groep is die vinnig groeiende groep? Is die Christene. So hulle het gefloreer in 'n tyd waar die kerk vervolg is. Wat gaan in 'n tyd van vrede gebeur? En skielik kry ons hierdie transisie van godsdienstvryheid en dan spring hy na 380 toe. 380 onder keiser Theodosius. Sê hulle, okay, nou is Christendom die Romeinse ryk se amptelike godsdienst. So dink nou, ons travel nou 270 jaar van 'n Romeinse ryk in Jesus se tyd wat met die Jood. En hy flip so om. Die grootste koninkryk van die tyd verander. Word totaal omgekeer. Dis 'n ongelooflike storie. En in 325, presies hierdie jaar 1700 jaar terug, gebeur daar 'n ding waaroor ons vandag gaan eindig. So keiser Constantyn, onthou gou, so ek kan nou mooi dink, hy het nou die kruis gesien
En hy sê die kruis het vir ons die oorwinning gegee. Maar wat is Konstantin? Is hy so gelowig? Of is hy besig dalk met iets anderste? So keiser Konstantin het hy het die ideaal gekoester. Hoe gaan ons nou weer vrede in ons ryk bring? Christene gaan ons help. As hulle die grootste groeiende groep is, en ons kan vir hulle in begin poste en plekke gee, dan gaan dit mos tot voordeel van ons ryk wees. Hier kom nie die ontnigtering. Toe hy sy oë uitvee, toe kom hy agter, hierdie Christen is nie wat hy gedink het nie. Want hulle maak mekaar dood oor waar hulle in glo. En die groot issue op die tafel is, hulle stem nie ooreen oor wie Jesus is en wie die Heilige Gees is. En dis besig om sy plan te ruïneer. Daar kan nie vrede wees nie, want die Christene is nou besig om tussen mekaar te beklei, wie se perspektief van die geloof is reg. Toe maak hy 'n plan, toe sê, okay julle, kom ons, hy is toe baie ontstel oor, en hy sê, almal op een plek by mekaar. Ek kry julle by Nicea, in die jaar 325, en ons gaan hier sit, en ons gaan hierdie storie, ons gaan nou die eerste ekumeniese belydenis skryf. En al daai goed in 200 jaar, onthou julle, ons het gepraat van Paulus, en ons het gepraat van die Montaniste, en die klomp verskillende mense met verskillende perspektiewe, so vir daai 200 jaar, was daar groot spanning gewees, tussen wie is Jesus, en wie is die Heilige Gees, en wat het dit met God die Vader te doen? En daar was nie ooreenstemming daar nie. En toe gaan sit hulle, en hulle skryf die geloofsbelydenis van Nicea. 300 van die biskoppe wat by mekaar kom. Die meeste biskoppe in daai tyd, moet julle onthou, het die Christendom bestaan uit 'n westerse Christendom en 'n oosterse Christendom. En die twee het ook redelik mekaar verskil. En hulle het by mekaar gekom by 'n plek met die naam van Nicea. Ek gaan nou daarby kom. En hulle skryf toe hierdie belydenis, en hulle kom ooreen, ek glo in God die Vader, skepper van die hemel. Dis die apostoliese geloofsbelydenis, ons gaan hom nou lees. Hy's baie dieselfde as wat ons vandag bely. En hy stuur hulle almal terug huis toe, want ons almal glo nou dieselfde. Nee. So ons het ooreengestem op 'n synode, maar toe hulle gaan terug aan huis toe, die verskil hulle weer. Dis die verskillike snaakse storie. Hulle het gesê, ons kom nou ooreen, so dink ons oor Jesus, so gaan ons doen, so gaan ons maak. Onthou julle wat het gebeur die Didache. Die Didache was in 100, en dit was 'n leerboek om te sê, wag nee, kom julle, ons kan nie almal net ons eie ding nie, kom ons kom ooreen. Dit was nie so maklik gewees nie, want dit was 'n bietjie anders gewees. So na die tyd, in daai tyd was daar twee groot standpunte, en dit was die standpunt van Arius en Athanasius. So, ons gaan later 'n bietjie daarby kom. Maar, hoe het dit die kerk geraak? Wat gebeur het is, die Christendom raak 'n staatsgodsdienst, en daar op bladsy 38. Kyk nou skielik wat gebeur met die kerk. Belastingvry. Word finansiëel deur die staat ontsteun. Wettige status gekry, en jy kry grond en geboue. Onthou, dit was nie vroeër daar nie. Onthou, tot nou toe het ons nie kerke nie. Ons het nie kerke nie. In die jaar 313 of 325, skielik het hierdie omwenteling tot gevolg gehad dat die eerste groot kerke gebou was. Ons gaan nou daarby kom. Die tweede ene, die keiser het nou skielik aanspraak gehad, die keiser het 'n impak, die keiser kon besluite neem binne die groter kerk. So die biskoppe was geestelike leiers, maar die keiser het 'n groot mag gehad en hoe hierdie godsdienst gaan uitdraai. En die derde ene, heidense aanbidding, is beperk en later verbied. En dit gou gebleik dat hierdie stelsel nie eintlik noodwendig beter was as die vorige stelsel nie. OK, so belangrike gebeure wat gebeur het. As ons dit klaar gedoen het, dan gaan ons gebreek vir koffie, en dan gaan ons die laaste stuk doen. So, die eerste kerkgeboue word nou gebou.
Tot hiertoe was dit huiskerkies gewees. Onthou, jy kan nie 'n kerk bou nie, hulle gaan jou vervolg. So en dit het verskriklik vinnig verander. So skielik kom daar 'n radikale transisie na 50 toe, na groter kerke toe. En daar is 'n paar kerke wat gebou is in daai tyd. Die eerste kerk wat gebou is die kerk van die Heilige Graf. Hy is in die jaar 335 dink ek gebou. Dis die kerk wat julle daar sien. Dis die kerk in Jerusalem. En die kerk is gebou oor Golgotha. Hier is 'n verskriklike mooi storie oor hierdie kerk. Ek het vir julle laas vertel. Onthou julle in die jaar 135 het ons gelees van daar was weer 'n Joodse opstand, die Bar Kokhba opstand. Toe het Hadrianus gekom en hy het die hele Jerusalem plat gevee. Onthou julle, ek het julle vertel van dit. Hy het hom plat gevee en hulle bou toe 'n stad met die naam van Capitolina Aelia, Aelia Capitolina. Die stad van Hadrianus vir Jupiter. En bo op die stad bou hulle 'n tempel vir Jupiter wat hier agter gestaan het. En in die tyd, hulle sê altyd Konstantin was nie die gelowige nie, dit was sy ma, Helena gewees. So Konstantin het nou hierdie mag gehad, maar agter 'n goeie seun staan 'n goeie ma. En Helena is die een wat al hierdie kerke bou. Helena is die een wat hulle sê, ja, hulle dink Konstantin het tot bekering gekom net so 2 sekondes voor hy sy lewe verlaat het, maar so hy het die ding gespeel met die politiek, maar Helena, ja, dis 'n ongelooflike storie. Helena, op 'n manier sê sy, onder die tempel van Jupiter, lê die tradisie, is Golgotha. Dit was hoe die, en toe gee sy 'n ou toestemming, om die tempel af te breek, wat 'n groot storie was, en te begin grawe, en te begin soek, of hulle die graf kan kry, of die kruis kan kry. En hy grawe toe, en hy vind toe 'n kruis. En dis nou daai plek. So ek gaan nou vir julle wys van God. En skielik gryp dit mense se verbeelding. Weereens, in daai tyd het die kruissimbool nuwe betekenis begin kry. Voor dit het die kruis nie, mense het nie met kruise rondgeloop nie. Maar skielik sê hulle het die konsep in die teologie dat Jesus het werklik gesterf en hy het uit die dood uit opgestaan. Het hulle teologie verander. Want hulle het vroeër nie so oor God gedink nie. Die heersende perspektief oor Jesus was Ariëse se perspektief en dit is dat hy nie eintlik Jesus is so van 'n skynwese. So mense het nie die regte teologie gehad nie. Hulle ortodoksie was nie goed gewees nie. Maar skielik ontdek hulle dit en vir die eerste keer begin mense na hierdie kerk toe stroom. Begin ons pelgrims kry. En daar begin die kruistradisies. Dis waar die kruise begin. Want sien julle aan die regterkant, daar's 'n trappies wat oploop aan die regterkant. En dan is daar so 'n klein groen koepeltjie. Julle kan hom sien. Ek kan hom nou nie wys nie. Daar's 'n groen koepel. Dis Golgotha. En as jy by daai deur ingaan, net so op die linkerkant is die graf wat in 'n rots was wat hulle alles weggekap het en toe die kerk daaroor gebou het. Maar die interessantste storie mos nou, dit is vir my die mooiste storie, is sien julle die leer? Ken julle die storie van die leer? Dit is 'n mooi storie. Ek wil 'n hele preek eendag weer, maar ek het hom al te veel vertel. So die kerk word vandag, dis wat ek wil net sê, is presies dieselfde storie. Vandag word hierdie kerk gedeel tussen 8-9 Christelike denominasies. En elke meter en hoek is afgemeet en behoort aan iemand. So was elke dag verskriklik bekleierery. As jy in die skaduwee sit, dis nie jou deel van die kerk nie. Dit is almal Christelike kerke en die Ethiopiërs dink ek, hulle het op 'n stadium het hulle die kerk aan die brand gehou, het hulle kers aan die brand gesteek en toe is hulle verban. Hulle is nou op die dak. Hulle het hulle op die dak gesit. Jy kry hulle daar op die dak vandag. Maar gaan kyk 'n bietjie op YouTube oor die spanning wat in hierdie kerk losbars tussen Christelike groepe.
Nou die leer wat julle daar sien jy die leer? Daar's 'n leer op die tweede verdieping. Kyk gou, daar's 2 vensters. Daar's 'n leertjie. Daai leer staan al vir amper 200 jaar daar. En hy staan daar omdat waar die leer staan en waar hy teen lê, is 2 verskillende kerke. En iemand wou die vensters skoonmaak. En toe ontstaan 'n twis. Wie moet die vensters skoonmaak? Is dit aan die kerk aan waar op die leer staan of waar teen hy lê? En hulle kon tot vandag toe dit nie oplos nie. So gaan lees op die internet. Daai leer staan tot vandag toe. As 'n getuienis van wat? Ons kan nie met mekaar saamleef nie. Ons aanbid dieselfde Here, ons kan nie met mekaar saamleef nie. So, ek het nou al baie mense soontoe gevat en sê ek vir hulle, die belangrikste ding wat julle vandag hier moet sien, is nie binne nie, is buite. Want dis weer presies dieselfde storie. So kyk gou, daar kan julle sien. Daar's Golgotha en daar's die graf. So hy's letterlik weggekalwe, die rots is weggekalwe. So Golgotha lê links en die graf lê, Golgotha lê regs en die graf lê links. Daar kan jy hom sien. En as jy binnekom, dan is dit die grafgedeelte. So dis die wonder van die heilige vuur. Ken julle, weet julle van dit? So elke jaar gebeur die wonder van die heilige vuur. En julle kan dit ook op YouTube gaan kyk. Met Paasfees spring daar 'n vlam op die, hoe noem hulle die biskop. Biskop gaan in die graf in met 'n kers en dan kom daar 'n heilige vuur en die kers steek aan die brand. En dan van die een kers gee dit na die volgende kers. En dan sien hulle daar agter. So dan is daar baie teorieë. Dit het nog elke jaar gebeur. Maar ek vermoed hy steek ook partykeer iewers vuurtjies weg. Maar dit is die oudste wonder binne Christendom. Is die wonder van die heilige vuur. OK. Maar as jy in daai kerk beweeg, letterlik daai sirkel wat jy sien, word gedeel deur verskillende denominasies. Goed, die tweede kerk is die kerk in Bethlehem. En die ingang wat jy sien is daar op die linkerkant. En die ingang is so hoog. En hy's so nou. Hulle noem dit the Church of the Nativity. Maar jy kan sien hy was baie groter en hulle het hom kleiner gemaak omdat mense met hulle perde in die kerk ingery het. En toe het hulle kleiner gemaak. En binne lyk die kerk so. En die laaste een is St. Pieters in Rome en julle weet daar lê hy. So vir die eerste keer bou hulle kerkgeboue. Maar dan gebeur 'n tweede ding. Die Bybel ontstaan in die tyd. In die tyd wat ons nou van praat, is wanneer hulle besluit oor wat is in die Bybel en wat is nie in die Bybel. En daar kan julle dit kyk, bladsy 38 en 39, het ek kort vir julle net, in daai 50, 60 jaar. So skielik onthou net gou-gou, daar was nie 'n kerkgebou nie. So eerstens, ons godsdiens is nie die staatsgodsdiens nie. Ons het nie 'n kerk gebou nie. En ons het nie formele Bybel nie. En skielik in die 3de eeu, in die groot krisis in die Romeinse ryk, verander die Romeinse ryk van ons grootste vyand na die staatsgodsdiens toe. En hierdie goed gebeur. En in dit lê die geloofsbelijdenis van Nicea. Kom ons breek vir koffie en dan gaan ons laasens net hierdie belydenis lees, want hierdie belydenis is baie besonder. Ja, the Church of the Holy Sepulchre. En dis 'n verskriklike mooi storie. So daar's baie goed om in hierdie kerk te sien. Julle kan so lank koffie kry, die van julle hoef nie. Hierdie fotootjie is baie interessant. Ek kan onthou toe ek die eerste keer, ek was al baie keer daar, maar ek het een aand het ek alleen gegaan en ek het nie geweet waar dit is en ek het om die draai gekom. En toe stap ek in hierdie kerk. Stap ek in hierdie kerkie vas. En ek ontmoet 'n persoon en ons begin praat neer Nabusai. So
meneer Nabusai is 'n moslim wat sy familie het die sleutel vir 800 jaar. Sy familie het die sleutel van die deur. Hoekom gee hulle die sleutel vir 'n moslim? Want hulle kan nie een van die Christelike denominasies met die sleutel vertrou nie. So die kerk kan nie oopgesluit word. Watter denominasie gaan dit oopsluit? Want daar's 7. Wag. Jy kan nie, so meneer Nabusai is 'n moslim wat en sy voorgeslagte het die sleutel gekry. Is 'n ongelooflike sleutel. En hy sit altyd, as jy inkom, sit hy so op die linkerkant. Ag, ek sal wens nou ek sê as ek daar kom, as ek vir mense, kyk meneer Nabusai, gaan praat met hom. Dis 'n ongelooflike storie. Jy kan meneer Nabusai sien, hy het saam met Bill Clinton, saam met al die groot presidente, hy sit op 'n bankie daar en hulle hou die orde van die kerk. Want die Christene kan nie die orde hou nie. Is dit nie ongelooflik nie? Dit is ongelooflik. En as jy met hom praat, dan vertel hy jou die storie, dan sê dis 'n ongelooflike voorreg wat sy familie het om die kerk. En julle, toe ek die aand daar kom, het ek iets gesien. Ek het nog net een keer in my lewe gesien. En dis hoe hulle daai deur sluit. So ons kom nou by iets wat fenomenaal bekend is. Dis iets wat jy amper uit jou kop uit kan sê en geskryf is in die jaar 325. En tussen wanneer dit geskryf is in die 1700 jaar lê nie net die boereoorlog nie, in die Tweede Wêreldoorlog nie, daar lê absolute chaos. 'n Wêreld wat gevorder het van 'n perdekar na 'n ruimtetuig. Dink gou wat in 1700 jaar verander. En hierdie belydenis is dieselfde. Jy kan nie, dis dit. So wat gebeur het is die kerkvaders. So onthou julle, ons het gesê daar was 'n stryd oor wat is wie die regte perspektief, wie was dit nou Jakobus hulle of was dit Paulus hulle gewees? En ons kom uit die Pauliniese tradisie. En eintlik die grootte deel van die kerk kom uit Paulus se tradisie, waar ons begin verstaan wie is God en wat hy doen en hoe hy met ons werk. Maar weer eens, julle, die mooi ding ook daar vir my is, jy hoef nie alles te verstaan vir God om te werk nie. Dit is eintlik 'n mooi gedeelte. Ek praat met iemand hierdie week en ek dink weer eens aan my eie pa wat demensie gehad het. As jy demensie het, waar's God? Hy's nie in jou denke nie. Nee? So, hoe kan ons sê jy moet natuurlik moet jy reg kan dink oor God. Maar daar's iets meer as om reg te kan dink oor God en reg te wees oor God. Want vir my pa wat demensie het dit geen saak. Wat vir hom saak maak is dat hy kan lief wees, dat mense vir hom liefhet en dat hy iets van die vrede van die Here daarin het. Onthou julle, ek is nou terug weer by wat is die wese van die kerk wat saak maak. Dit relativeer al ons groot kwessies en gee ons groot kwessies nuwe betekenis. Kom na my toe, almal wat moeg is, wat oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. Julle is die sout vir die aarde, die lig vir die wêreld. Moet dit nie onder 'n maatemmer sit nie. So, daar's aan die een kant wat ons die regte leer, ons beroep onsself, daar's 'n reg en 'n verkeerd of 'n regte leer. Maar daar's 'n groter stuk hoekom Christendom nie so gewild geraak het nie, maar soveel waarde het. En dit is dat mense 300 jaar wat nie reg gedink het selfs vir God nie, né? Onthou nou gou, ons het nou nog nie eers amper die 3 eenheid in daai tyd nie. Ons het nie 'n Bybel nie, ons het nie 'n kerk nie. Maar mense kom onder die genade van God en hulle verstaan dat hy hulle skuld vergewe. En daai vergifnis bring 'n stuk dankbaarheid in hulle wat betekenis gee. So, julle, so daar's 'n stuk daarin, maar daar's iets meer. So die geloofsbelijdenis van Sia, klein dorpie met die naam van Iznik. Iznik is so in die middel van Turkye
Jy ry jouself boeglam om daar te kom. Dit is amper die moeite werd om so te ry, jy ry vir die hele dag. En dan kom jy by hierdie plekkie, pragtig so langs 'n meer. En Konstantin was self daar gewees. En daar sit hy. Daar sit hy. In die middel. En hy verstaan nie 'n woord van wat hulle sê nie, want hy praat nie hulle taal nie. Die keiser moet hierdie besigheid beredder, maar hy verstaan ook nie wat hulle sê nie. Want hulle praat nie almal dieselfde taal nie. En hy sê vir die ouens, luister, my probleem is, ek het gedink julle almal stem saam. So kry julle goed nou in orde, waaroor stem ons saam? Okay, dit klink nou baie wetties, maar so daar's baie goed oor wat tydens hierdie synode gebeur het, wat nie gebeur het nie. Maar wat wel gebeur het, is hulle ten minste ooreengekom, kan sê, dis die eerste ekumeniese belydenis. En hierna het 'n klomp belydenisskrifte gekom. En ek gaan hom gou-gou vir julle lees. En as ek hom vir julle lees, hier is baie goeie redes hoekom seker goed geskryf is, en dan gaan ons daarby uitkom. Ons glo in een God, die Almagtige, die Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye. Wag net gou-gou. Jesus was daar? Nee man, hy is gebore 2000 jaar terug. Nee, hy was voor alle tye daar. Lig uit lig, waaragtig God. Kyk die woorde wat hulle gebruik, om te sê, hy was regtig God. Hy was nie. So vir 200, 300 jaar mense gesê, nee man, hy is net 'n mens. Ander het gesê, nee, hy is net 'n skyngees. Ander het gesê, klop ander goed gesê. Okay. Deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus. So julle kan onthou die apostoliese geloofsbelijdenis, is 'n korter weergawe van wat hier is. Op die 3de dag het hy opgestaan volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, ons glo in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nou sê skielik, ek vermoed hier's baie Christelike kerke wat so groot klem op die Heilige Gees plaas, asof dit nie van die Vader en die Seun uitgaan nie. Hulle sit so groot klem op die Heilige Gees, dat daar nie plek is vir 'n Vader of 'n Seun nie. Solank jy net die Gees het. Maar die Gees en die Vader en die Seun is deel van dieselfde God. Jy kan nie God fragmenteer en net gedeeltjies vat nie. Wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapnis en die lewe van die toekomstige eeu. Dis dit. So kyk gou daaronder, 'n paar goed wat nie daar was nie, wat nou daar is. Eerste keer 3 eenheid. So die 3 eenheid kom nie in die Bybel, dat staan nie, God is 3 enig nie, dit staan nêrens in die Bybel nie. Maar die Bybel getuig oor God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat geïntegreerd is, wat saam is, en nie wat apart is nie. So dis die eerste ding. Die tweede ding is, Jesus is volkome God en volkome mens. Van hulle het gesê, hy is net volkome mens, en ander het gesê, hy is net volkome God, maar hy is nie mens nie. Hulle verskillende kerke gehad. So dit verwerp idees dat Jesus 'n geskape wese was, slegs 'n profeet was, of minder goddelik as die Vader is. En dan julle die Messiaanse Christelikheid, daar het 'n spelfout daarin gekom. Derde, en verlossing kom deur Jesus se menswording. So hy het gesterf, hy het mens geword, gesterf en opgestaan, en vir die verlossing van die mensdom, om sonde en dood te oorwin. En dan die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nou volkome God. Dis nie net 'n krag nie,
onsigbaar nie, of 'n mindere wese nie, maar is gelyk aan God wat Vader, Seun en Heilige Gees is. En die kerk is in sy diversiteit, heilig en algemeen. Dis nie besonder en partikulêr nie. Wat beteken, ons deel 'n klomp goed met mekaar. So, dink net gou weer oor die kwessie. In die middel van hierdie, so ek wil vir julle vra, kyk daar op bladsy 42 moet ons eindig, hoe praat die storie van die vroeë kerk met jou oor ons deel wees vandag? Ek weet ek het dit so 2 sessies teruggevra. Dink gou vir 'n oomblik net daaraan, wat vertel hierdie storie vir jou oor die kerk? Ek wil julle met sommer self net dink en 'n paar goed skryf. Ek gaan nie nou sommer in die groep vra nie, ek gaan nou so 'n paar goed sê. Wat sê dit vir jou oor die storie van die kerk? En hoe verander dit jou eie denke oor die kerk en jou eie deel wees van die kerk? Skryf my net sit so 'n paar oomblikke net, ek gaan so 'n minuut of 2 gee. En skryf net vir jou 'n paar goed. Wat is die goed wat by jou opkom? Jy kan self skryf, ek is nou baie de mekaar. So julle sal onthou, heel in die begin het ek vir julle so 'n goue raampie gegee en sê, wat is jou kerkbegrip? Wat is jou prentjie van die kerk? En ek dink julle ons almal se kerkbegrip het verander. Ons begrip van wat die kerk is het verander van wat ons het verander. Van hoe ons 20, 30 of 40 of 50 jaar gedink het. En dit is nie 'n sleg ding nie. En dit gaan nog verander, maar die punt is net, dit verander nie onder ons uit nie. Julle hoor wat ek sê, dit verander saam met ons, né? Weet julle, kan ek sê sommer net van my kant wat dit vir my weer net. Ek dink ons verloor verskriklik moed van waar die kerk in die wêreld is, né? We gaan agterkom, yes. En wat hierdie ding vir jou half leer is, 'n klomp goed sal kom en gaan. Maar daar's iets ongelooflik aan die evangelie wat nie gaan nie en wat altyd sal bly. Dit herinner my net aan hierdie ding van koninkryke. Koninkryke gaan kom, ons moet perspektief kry oor koninkryke. Gestel nou jy leef tussen 200 en 300. Leef jy in die gevaarlikste tyd van die Christendom? Jy het nie 'n keuse nie. Jy leef in hy 100 jaar. Ek kan jou nie verplaas na 350 toe nie. Nou moet jy vrede hê. Ek net gou dink, hoe lank het hierdie goed gevat? Lank. So ons leef nou, ons gaan nie sterf in tye wat nie gaan verander waarskynlik nie. Maar wat beteken dit vir ons? Beteken dit vir ons kan nie kerk wees nie. Ons kan kerk wees, né? So weer eens, ons moenie dat ons omstandighede vir ons sê ons kan nie betekenisvolle lewens leef as hy goed lyk soos wat dit lyk nie. Elke eeu gaan sy goed hê. So en dan is die vraag is, wat inspireer jou? Hoe is hierdie Here besig om met sy gees jou in onverwagte tye te vorm, te verander? Iemand wat nog iets wil vra, dan gaan ons klaarmaak. Goed, ek hoop julle is nou nuuskierig genoeg om in die volgende tyd sommer net self bietjie te gaan krap en te gaan kyk. Ek sê ek wil hierdie ding lees. Wil daai ding lees. Ek het julle aan 'n paar kerkvaders bekend gestel. Ek het julle aan 'n paar interessante goed in die Bybel na toe gevat. En die gedagte van ons Bybelskool is julle om jou Bybel te lees. So weer eens mag dit julle lekker net inspireer om bietjie te gaan in jou eie studie te gaan doen. En as daar enige iets is, skryf vir my e-pos of bel vir my of praat met my en ons gesels daaroor. Ek wil vir ons afsluit met 'n gebed wat ek sommer hier geskryf het ook net. Here God, U is die een wat die liggaam van Christus vorm. Nie volgens ons voorkeure nie. Nie volgens ons gemak nie, maar volgens U wysheid en die Gees. Dankie dat die Heilige Gees ons saamweef tot een liggaam met verskillende gawes, verskillende stories, verskillende persone wat ons nooit self sou kies nie. Maar U kies hulle. En U bring hulle in. U maak ons een. Help ons verstaan dat ons eenheid nie lê in ons prestasie nie,
maar in die eenvoudige feit, Here, dat ons almal sondig is. En dat ons almal onder dieselfde genade staan, wat vergewe en herstel bring. Leer ons om nie neer te sien op die deel van die liggaam wat anders lyk of anders dink nie. Help ons om elke lid te eer, elkeen te dra, elkeen se pyn te voel en elkeen se vreugde te vier. Amen.